Ons boodskap vanoggend, Radio Fynbos luisteraars, vir die 24ste Mei, se tema is praat met my op u manier. Nou ek en jy is geroep vir een rede, sodat ek gekies kan word. Many are called, but few are chosen. Om geroep te word beteken ek is uitgenooi, elke een van ons. Toe Jesus sy disippels gegroet het op die berg, Olyfberg, hy opgevaar het na die hemel, toe het hy gesê, gaan na alle tale, volke, nasies toe, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle geleer het om te onderhou. So jy hoef nie 'n kansel te hê nie, jy hoef nie 'n toga te hê nie, jy hoef nie iets te hê wat vir jou sê, jy is geroep nie, jy is geroep net daar waar jy is, om 'n verskil te maak. Die uitnodiging is hier, as ons weet die Here is in ons midde, en dat hy alleen ons God is, sal ek in 'n ewigheid nie beskaamd hoef te staan nie. Ons almal stem saam, ons is in die laaste dae. Laaste dae spreek nie van die einde nie, maar eintlik van die begin. God se Gees sal op alle vlees uitgegiet word. Dit is belangrik dat my hart nie een van klip is nie, maar een van vlees is. Ons word in die dimensie ingevat van seuns en dogters, sodat ons kan hoor wat hy vir ons sê, en dat dit nie net by hoor bly nie, maar dat ons dit gaan doen. Die ou mens, wat volwasse is in wysheid, sal drome droom, sodat wat werklik in die geestelike riem aangaan, vir jou gegee word. Want die Here vertrou jou met sy droom, wat duidelik in sy woord is, dat hy verlore tyd wil kom herstel. Jongelinge sal gesigte sien. Die Here kom bid vir 'n bruid wat vars is, wat jonk is, wat nuut gemaak is in gees en in waarheid. Ons gaan so 'n nuwe tyd in. Hoe nader die einde, ook hoe nader die begin. Daar is een plek waar ons werklik die salwing van hierdie nuwe kan begin ontvang. En dit is in die heerlikheid van die Here, daar waar geen steurnis is nie. Wat is 'n beter plek om visioene te ontvang, as om onder die venster van die hemel te staan wat oop is, in die stille nag, wat hy jou wil wys in sy drome. Job 33 vers 14 sê vir ons, God spreek op een, ja, twee maniere, maar die mens let nie daarna op nie. Ons sê so baie, ons hoor die stem van die Here nie, of die Here praat nie met my nie. Maar ek dink die groot ding is eintlik, ons let nie daarop op nie. Hy sê daarna sal hy sy gees uitgiet in Joël 2 vers 28 op alle vlees. Julle seuns, julle dogters sal profeteer, julle ou mense sal droom, julle jongelinge gesigte sien. En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom met die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Dis Johannes 16 vers 13. Handelinge 2 vers 17. Laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitgiet op alle vlees. Julle seuns, julle dogters sal profeteer. Jongelinge sal gesigte sien. Ou mense drome droom. En dan gaan ons na die woord van die Here toe, waar Jesus sy bloed vir ons gegee het, sodat ons kan besef, ons het hom nie eerste lief gehad nie, hy het ons lief gehad eerste, het die bloed vir ons gegee, sodat ons kan loop, beweeg en wees, wie hy regtig wil hê ons moet wees. Maar as ons in die ou mens bly, in onvergifnis bly, in verhardheid van hart bly, dan gaan ons sukkel om daardie nuwe mens te wees, wat hy van ons wil maak. Daarom moet ons kom by die plek om te vergewe en vry te spreek en ook God se vergifnis te vat, sodat jy nie die hele tyd in 'n mentaliteit rondloop van jy is in slawerny nie. Dan kom ons by die plek om genesing te ontvang deur die wonde van Jesus Christus, sodat ons in daardie ou wonde hoef te loop en mense te wond uit ou wonde uit nie. Dat ons in die aand kan gaan slaap, letterlik, soos die woord sê, om nie in kwaad te gaan slaap nie.
dat wanneer ons oë sluit, soos die woord sê vir ons in Psalms, dat ons aan die slaap sal raak, rustig, dat niks ons sal laat wakker skrik nie, dat met ons sal gebeur wat in Job staan, dat die Here vir ons drome sal gee, gesigte en visioene. Mag jy vandag 'n dag hê om net te dink en te besef, die Here het gekom om jou nuut te maak. Nie om jou aan jou te werk nie, maar jou heeltemal nuut te maak, dat die ou mens heeltemal verby sal wees. Leef dit vandag, sien uit daarna, om in jou binnekamer te gaan, kommunion te gebruik. Sien uit daarna, om vanaand te gaan slaap, om drome te droom, gesigte te sien, en visioene. Amen.